Welkom by vandag se les oor naamgewingbeperkings in databasisse. In hierdie video sal ons ondersoek waarom duidelike en konsekwente naamgewing so belangrik is vir die handhawing van 'n goed gestruktureerde en leesbare databasis. Jy sal leer hoe behoorlike naamgewing ontwikkelaars help om vinnig elke beperking se tipe en doel te identifiseer, wat jou databasis makliker maak om te bestuur en jou stilskripte meer verstaanbaar. Wanneer beperkings in 'n databasis benoem word, is dit belangrik om duidelike en konsekwente riglyne te volg om beter organisasie en leesbaarheid te verseker. Gebruik beskrywende name wat die tabelnaam of die doel van die beperking insluit, sodat die funksie daarvan onmiddellik duidelik is. Byvoorbeeld, 'n primêre sleutel op die studentetabel kan students genoem word. Maak seker dat alle beperkingsname uniek binne die databasis is om naamkonflikte en verwarring te voorkom. Volg standaard naamkonvensies wanneer beperkings geskep word. Byvoorbeeld, gebruik vir primêre sleutels, soos kindskrywings, vir vreemde sleutels, soos kindskrywingstudents, check vir kontrolebeperkings, byvoorbeeld check studenteouderdom, en vir standaard beperkings, soos die studentstatus. Handhaaf konsekwentheid deur dieselfde naampatroon oor alle tabelle toe te pas, wat die databasis makliker maak om te verstaan en te bestuur. Die gebruik van duidelike en konsekwente naamkonvensies bied verskeie voordele. Dit maak databasiesobjekte makliker om te identifiseer en te onderhou, verminder verwarring tydens probleemoplossing of samewerking, en verbeter algehele duidelikheid in stilskripte en dokumentasie. Kortliks, die gebruik van beskrywende, unieke en konsekwente name, saam met standaard voorvoegsels soos check en verbeter die duidelikheid en instandhouding van jou databasis aansienlik. Onthou, goeie naamkonvensies verminder nie net verwarring nie, maar maak ook samewerking en probleemoplossing baie gladder. Dankie vir die kyk en totsiens in die volgende les.